that saved a wretch like me. Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat bykans 2000 jaar terug gekom het vir elke mens. Is vir my baie belangrik dat ons gaan kyk, en baie keer voel ek, 'n mens moet bietjie stil staan eers by die begin van hierdie werklikhede, en dit is maar, as 'n mens gaan kyk, dat elke mens het 'n verantwoordelikheid vir sy saligheid. Die werklikheid daarvan, Jesus Christus het vir ons alles kom doen. As jy na 2 Petrus 1 gaan kyk, vers 2 tot 4, hy sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom, met ander woorde tot 'n kennis, ons moet tot 'n kennis kom van dit. Hy sê, deur die kennis van hom, hy sê, waardeur hy ons. Hy sien, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor dit wat jy vir God moet doen nie, dit gaan absoluut oor dit wat God vir jou kom doen het. Ou Testament, dit wat jy vir God moes doen, Nuwe Testament is dit wat God vir jou gedoen het, maar die belangrikste daarvan is dat jy moet dit joune maak, jy moet dit aanvaar. En dan gaan hy dan sê, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het, dis 'n geskenk, sodat ons daardeur, deur die kennis van hom, van hierdie grootste en kosbaarste beloftes, nou as God sê dit is die grootste en die kosbaarste, dan moet ons weet, daar's niks groter as dit nie. Hy sê, daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Maar hoe sien ons onsself nog so in die natuurlike, en so besig en behep met die natuurlike, met ons eie idees en met ons eie goed wat ons doen. En ons moet besef dat hierdie groot God het gekom en hy het alles op die spel gewerk. Hy sê hierdie groot God wat alles verkoop het en aarde toe gekom het om die mens te kom red. Mense, dis baie, baie belangrik. So hierdie groot God het alles op sy gestoot en hy het dit kom doen vir die mens. En dan moet ons gaan kyk, wat is ons respons daarvoor? Met ander woorde, wat is ons keuse? God het dit nie in jou keel afgedruk nie, hy het vir jou 'n keuse gegee, hy het daai werklikheid vir jou gegee. En elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om in hierdie werklikhede in te kyk en jou keuse te maak. Wil jy dit hê of wil jy dit nie hê nie? So baie, baie belangrik. Ek het 'n vriend gehad, hy het altyd gesê, dis die predikant se werk om hom in die kerk in die hemel te kry. En dan praat hy oor die predikant en wat die predikant doen. Nou, ek het geglo dat omdat ek in 'n sekere kerk gebore was ek op pad hemel toe. So ek dink eintlik in 'n mate is sy siening nie baie reg gewees nie, maar ek dink hy het nog 'n beter siening as ek gehad, want dit gaan nie of jy in 'n sekere kerk gebore is of 'n sekere wat of wat nie. Dit gaan absoluut daaroor, het jy die werklikheid wat Jesus Christus vir jou gedoen het jy dit kom aanvaar? En het jy nog aangegaan met jou oue, of het jy op 'n punt gekom waar Paulus skryf in Filippense 3 van vers 7 tot 9, hy sê, ek was die beste van die bestes wat die wet betref, hy sê onberispelik, hy sê, maar ek het alles as drek beskou, ek het alles eenkant toe gesit, om Jesus Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word. Jy sien, die oomblik wat jy Jesus Christus in jou lewe is, en jy daai werklikhede jou eie gemaak het, dan word jy in hom gevind. Dan sê hy, en in hom gevind te word, nie met 'n geregtigheid wat uit die wet is nie, maar 'n geregtigheid wat uit die geloof, met ander oortuiging, die geregtigheid wat in die oortuiging is van dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. So dit gaan nie oor dit wat voor die kruis gebeur het. Nou kom ons kyk net bietjie na die voor die kruis. Die mens, God het die mens in sy beeldnis en gelykenis geskape. Daar was 'n sondeval gewees. Genesis 3 vers 15 het God gesê, vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Met ander woorde, God sê, hy gaan iets doen, want hy gaan die saad, hy gaan sy werklikheid in die vrou sit. Nie die man nie, dit gaan nie, en dit is so mooi as ons gaan kyk, hy praat daarvan in Johannes 1,
so van vers 12 tot 14, hy sê, aan almal het hy mag gegee om kinders van God te word, nie aan hulle wat uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie. Hy sê, maar hulle wat nou uit God gebore is, jy sien, 'n nuwe werklikheid, dis nie jou natuurlike geboorte nie, dis daardie begin eerste woorde wat Jesus dan sê oor die wedergeboorte, 'n nuwe skepsel, 'n nuwe werklikheid. En die mens het gesondig daar, maar God sê, hy gaan 'n nuwe werklikheid daar bring. Hy kom in die skrif en hy kom byvoorbeeld in Matteus 1, dan sê hy so van vers 21, 22, hy sê, Josef, dit wat gaan gebeur is uit die Heilige Gees en sy gaan 'n seun hê en met hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. Van dit wat in 4000 jaar terug in Genesis 1 gebeur het. Hy gaan sy volk daarvan kom verlos. Johannes 1 vers 29 kondig Johannes die Doper Jesus aan. Hy sê, daar is die lam van God, 2 sulke streepies op die aas. Hy wys, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou, hoe sal dit dan lyk as God iets weggeneem het? Gaan daar nog baie van dit oorbly op wat ook al. So baie belangrik daarvoor. Dan kom Jesus byvoorbeeld, ek vat ons net so van die oue af na die nuwe toe. Kom Jesus in Johannes 2, dan praat hy oor die water wat in wyn verander is, en ons weet wat hulle hierdie wyn het opgeraak, en Jesus het vir hulle gesê, maak hierdie kanne, wat eintlik maar vir die reiniging bedoel was, die wassings en al daai goede, so hy maak hulle vol water, en hy sê, sit dit voor. Met ander woorde, wat doen Jesus hier, met die water en wyn? Hy sê nie, julle kan nou maar bietjie vat nie, hy sê nee, hy sê die werklikheid daarvan, hy sê, dit wat julle weet, wyn word gemaak deur prosesse wat lang tyd vat, en hoe langer hy staan, hoe beter is die wyn. Jy sien, dis die 4000 jaar van die Ou Testament, wat die mens probeer het om by 'n groter werklikheid uit te kom. Kom Jesus en hy sê, ek gaan 'n instant, die Engelse woord instant, ek gaan 'n onmiddellike werklikheid bring. Nee, dit gaan nie prosesse wees van jou kant af, en hoe goed die dryf was, en hoe goed die proses was nie, dit is 'n onmiddellike werklikheid, en die Heer sê, waarom het julle die goeie wyn laaste voorgesit? So daar's so baie in daardie gelykenis, as net om te sê, ons moet lekker wyn geniet. Hy sê, die goeie was laaste, en dan sien ons, dat daar was 'n eerste, 2 Korintiërs 3 praat daarvan, die heerlikheid van die Ou Testament, dan sê hy, maar die groter heerlikheid van die nakruisboodskap. En jy sien, daar moet ons gaan kyk, hy praat die heeltyd, verwys hy na die groter werklikheid, en ons moet by daai groter werklikheid uitkom, maar elke mens moet dit vir hom sy eie maak. Dis die verantwoordelikheid van elke mens, om sy keuse vir die werklikheid te maak, en ons kan ook, alhoewel Jesus Christus alles vir ons gedoen het, bly dit nog steeds, jy's nie net outomaties daarin nie, dis absoluut, dit is 'n aanvaarding van jou, en hoe werk dit? Deur geloof. Met ander woorde, net oortuiging te word, net om op te hou, om weerstand te bied teen hierdie werklikheid. So nou sien ons, Jesus kom byvoorbeeld in, die verder gaan hy daar, dan kom hy in die tempel, nou dink ons, Jesus is dan 'n sweepie gevleg en ingelê onder die manne, maar hoekom doen hy dit? Want hulle is besig in die tempel om offerdiere te verkoop en te ruil en ruilhandel en al die tipe van goed, want jy moet 'n sekere ding offer vir 'n sekere oortreding. En hier staan die werklike offer, die lam van God, staan in die deur. En hulle is besig met al hierdie counterfeits, die namaaksels. En dit is wat hy gedoen het, en hy het die tempel skoon gemaak, want hy is die tempel. Jy sien, en net daarna, dan praat Jesus met hulle sê, wat 'n teken sal hy vir ons gee? En Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou. Jy sien die prosesse. En u sal dit in 3 dae oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Jy sien, daai werklikheid wat hy kom doen het, en ons weet later dat jou liggaam nou die tempel van God is, maar okay, dit vir later. En toe hy opgestaan het eers uit die dode, het sy disippels onthou dat hy vir hulle dit gesê het, en hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het.
Anderswoorde, eers na die kruisiging kon hulle dit glo. Hulle kon dit nie voor die tyd glo nie, sien, want die hele werklikheid het in die kruis plaasgevind. En dis so belangrik dat ons daarna gaan kyk. Maar mense, dis nie iets wat jy net outomaties in is, soos ek al die jare geglo het nie. Dis 'n werklikheid en ons moet gaan kyk daarna. Te veel mense kom maklik en sê, "O ja, nee, die skrif sê, en dit is nou fyn, nou is ek reg." Nee, en dan gaan jy maar met jou ou lewe aan. Nee, dis 'n werklikheid van God het vir ons 'n nuwe werklikheid gebring. Dis nie die verbetering van die oue nie. Dis nie die ou wyne wat in prosesse nie. Dis 'n absolute nuwe werklikheid, 'n onbliklike werklikheid wat groter is as die eerste. Nou kom ons gaan kyk gou-gou byvoorbeeld, wat sê die skrif vir ons hier? Markus 10, dan praat Jesus hier met die ryk man en Jesus, hy sê vers 21, nou kom hy nou wil hy weet, wat moet hy doen om gered te word? En Jesus het hom aangekyk en vir hom lief gekry en het hom vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jy sien, hy het baie gehad om te verloor, daar was baie van hom op die spel. Jy sien, dis die probleem wat ons het, is dit gaan nie oor jou nie, dit gaan daarvoor dat jy absoluut jou ou lewe aflê, en eintlik het Jesus hom vir jou afgelê, maar dit is waaroor die werklikheid gaan. Hy sê, toe kyk Jesus rond en sê sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Hoe swaar is dit vir hulle wat op hulle goed vertrou? Jy sien, dit gaan nie daaroor. Jy moet op 'n punt kom wat jy besef, dit gaan nie oor jou ou lewe. Dit gaan nie oor jou goed nie. Dit gaan nie oor wat jy doen nie. Dit gaan nie oor wat jy het nie, maar dis absoluut daai werklikheid. Hulle vra dan vir Jesus in die 26ste vers, wie kan dan gered word? En Jesus het aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Want Jesus praat, hy is besig om vir hulle te verduidelik en vir hulle te sê, ek gaan daardie reddingswerk vir hulle doen. Vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. So dis die boodskap wat ons moet kry. En dit is waar jou keuse lê. Nou sien ons in Matteus 25 gaan Jesus nou praat hy oor die maagde, die 10 maagde, 5 wys, 5 dwaas. En dan sien ons dat hulle het ook maar weer hulle keuses gehad. En dan sien ons dat die 5 maagde, hulle het die bron by hulle gehad. En die ander 5 maagde het nie die bron gehad nie. Met ander woorde, dit wat basies daar gebeur het, is toe die olie begin klaar raak, dan sien hulle sê, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. En dan sien ons dis tipies hierdie ding van, ek wil maar my ding doen, en dan gaan ek Sondag kerk doen, dan word ek opgecharge, en dan hardloop ek leeg hier in die middel van die week. Jy sien, dis nie daai werklikheid, dit is die werklikheid van Jesus Christus moet jou lewe wees. Dit is 'n einde van jou manier, hoe jy jouself onderhou. Vir hulle, beswaarlik vir hulle wat baie goed het om op te vertrou. En dan sien ons dat op die ou einde het hulle gegaan om weer olie aan te vul, nee, soos ons elke week ons geloof wil aanvul. Nee, dis nie dit nie. En hulle kom terug en hulle die deur toe en hulle sê, meneer, maak vir ons oop, maar hy het vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Mens moet nie met daai ding gevang word nie. Nou kom ons gaan kyk gou wat sê skrif Johannes 3. Johannes 3, baie mooi skrifgie wat ons nou almal baie goed ken, is die gedeelte waar Nicodemus na Jesus toe kom, en dan praat Jesus hier, en hy kom in die 16de vers, Johannes 3 vers 16, 'n baie belangrike skrifgie wat ons almal ken. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Glo jy? Glo jy dit wat God vir jou gesê het, en dit wat God vir jou in Christus gedoen het? Hy sê,
Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So Jesus het wel gekom om almal te red. Jy sien, hy sê, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, Jesus Christus het gekom, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. So mense, dit bly absoluut, dit is keuses wat ons maak. Elke mens is verantwoordelik vir hierdie werklikheid, vir sy lewe. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek jouself of Christus in jou. Ondersoek jouself of Christus jou lewe is. Mense, dit is so belangrik. Hy gaan verder hier in die 36ste vers, en sê hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Mense, baie belangrik. Dit is elkeen van ons se werklikheid om hierdie werklikheid van die woord te hoor en dit ons eie te maak. Dan is daar aan die einde van Johannes, die boek van Johannes, is daar in Johannes 20 vir ons 'n voorbeeld. Ons ken die gedeelte van Thomas, wat Thomas gekom het en Jesus verskyn aan die disippels en hy was nie onder hulle gewees nie. Dit was nie die ander disippels. En hy sê in die 24ste vers, hy sê Thomas wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vingers steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Daar kies Thomas om nie te glo nie. Sien, hulle het saam Jesus geloop en almal het die woord gehoor. En so is daar baie mense wat saam loop, hulle hoor die woord, maar hulle kies om nie te glo nie. Dis 'n groot probleem daai mense, elkeen van ons moet nie te vinnig in hierdie goed in hardloop nie, maar dis absoluut, daar's geen bydra wat jy hoegenaamd kan maak nie. Jou werklikheid is dit net jou eie te maak, om dit te glo. Hoekom geloof? Geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. En dan sien ons hier, gaan Jesus, en Jesus verskyn weer aan hulle in die 27ste vers, hy sê weer vir hulle, vrede vir julle, en hy sê vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na die hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Wees nou gelowig. Wanneer kon Thomas gelowig wees? Na die opstanding van Jesus Christus. Die oomblik toe hy die sukses van die kruis sien, kon Thomas 'n gelowige wees. En mense, dis baie belangrik dat ons moet gaan kyk na daai werklikhede. Hebreërs 5 praat daarvan, van vers 11 af. Hy sê, julle het traag geword om te hoor. Want hy praat oor hierdie geregtigheid van Christus. In ander woorde, geregtigheid is dat jy op 'n punt is waar jou stand voor God is, waar jy 100% 'n stand voor God het, asof jy nog nooit gesondig het nie. En dit is belangrik, want dit is die werklikheid vir jou om die ewige lewe te beerwe. Nou sê hy hier, hy sê, want jy het traag geword om te hoor. Hy sê vers 12, want alhoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Met ander woorde, dis daai ding, jy wil nog steeds iemand anders te moet vir jou die kossies kou, want dit is melk, dis wanneer 'n koei die gras eet en dit verwerk, en jy wil net gaan sit, en jy wil in daai werk net bly en gevoed word. Self wil jy nie 'n vinger verroer nie. Mense, dit is nie die werklikheid nie. Hy sê, dit is daai werklikheid van wat God vir die mens gegee het. Hy sê, julle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid. Die woord van geregtigheid, die woord waar God ons geregverdig verklaar het. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, dis alles uit God wat ons in Christus gesit het, wat vir ons geword het, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Jy sien, hy het ons geregtig kom verklaar. En dit is nou, jy traag geword in dit. So,
die werklikheid daarvan is, as jy byvoorbeeld gaan kyk, hy gaan net verder, ek moet dit net vir ons lees, hy sê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat die geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Selfde werklikheid met die 5 wyse en 5 dwaase maagde. 5 van hulle het kinders gebly, moet heeltyd gevoed word. Die ander 5 het daai werklikheid van Christus in hulle, het hulle gehad, en hulle was geskik vir die koninkryk van God. So dit bly jou keuse, dit bly jou werklikheid om hier goed in te gaan. Hy sê, byvoorbeeld in 2 Korintiërs 5, vers 15 tot 21 is die evangelie in 'n neutedop. In die 21ste vers sê hy dat God het 'n omruiling kom maak. Hy het ons sonde in Christus gesit, wat nie sonde geken het nie, maar hy het Christus se geregtigheid in ons gesit. Nou as hy Christus se geregtigheid in ons gesit het, ons sondes weggeneem het, wat is jy dan nou? Dan is jy geregtig. En dis daai werklikheid wat die skrif ook vir ons sê in Romeine 10 vers 1 tot 4. Hy sê, Paulus bid vir sy volk, hy sê dat ek bid vir my volk dat hulle gered kan word. Hy sê, want ek kan saamstem dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder die regte insig. Hy sê, hoekom, wat is die probleem? Hy sê, omdat hulle die geregtigheid van God nie geglo het nie, maar hulle eie geregtigheid probeer oprig. Jy sien, dit is nou weer, hulle glo nie aan die sukses van die kruis nie, hulle wil leef asof hulle voor die kruis is, en hulle self geregtig probeer verklaar. En sê, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid, vir elkeen wat glo. Maar hoe kan jy glo as jy nie hoor nie? Jy sien, so dit is belangrik vir die mens, dat ons daarna moet gaan kyk. En dan sien ons, dat die hele werklikheid gaan daaroor, Efesiërs 1, kom ons gaan lees dit gou, Efesiërs 1 vers 13. Nou, wil ek dit half so bietjie vergelyk met die uittog uit Egipte. Jy sien, die volk is gered uit Egipte toe hulle die bloed in die deurkusyn gesmeer het. Hulle het uitgetrek en hulle bly terug verlang na die vleispotte van Egipte. Daarna is hulle deur die Rooi See. En hy sê, 1 Korintiërs 10 sê, dat hulle saam met Moses gedoop in die Rooi See. En baie van ons mense is gedoop. En toe gaan hulle en hulle trek, waar hulle toe die beloofde land moet in besit neem. Toe murmureer hulle, en dan kla hulle, en dan is hulle ontevrede. Dan doen hulle dit, dan bou hulle kalf. Jy sien, dit is daai gedeelte in die woestyn. En dit is waar ons baie keer sit in ons lewe. Ons hoor hierdie werklikhede. En dan gaan ons, dan sê ons, ja nee, okay, nee, ek is reg, ek het dan nou kerk toe gegaan, of ek het my 10de gegee, of iets van die aard. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan om uit hierdie ou lewe uit te beweeg. En dan het hulle werklikheid gekom, die oomblik toe hulle by die Jordaan kom, wat die beloofde land is, wat Jesus Christus is. En die oomblik toe hulle die Jordaan oorsteek, toe het hulle die beloofde land. Jy sien, ons sit, hy sê Efesiërs 1 vers 13, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, en in wie julle, nadat julle dit ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So baie mense hoor die evangelie, baie mense hoor hom. Hy sê, dis die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, nie die evangelie van jou verlorendheid, die Ou Testament nie. Die woord van die waarheid is die woord van Jesus Christus. Toe jy dit gehoor het, en mense het dit gehoor, en gehoor, en gehoor, en dan moet jy op 'n punt kom, waar jy tot 'n besef kom, en dit joune maak, met ander woorde, dis geloof. Geloof is 'n aanvaarding. En die oomblik wat dit is, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Hierdie is die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Nie dit wat jy vir God moet doen nie, maar dit wat God vir jou gedoen het, maar dit bly jou aanvaarding. Romeine 4 vers 18 sê, julle is nou geskei van die lewe van God, net deur onkunde. Hy sê, omdat julle harte verhard. Moenie jou hart verhard vir hierdie woord nie. Vat dit en neem hierdie beloofde land in besit. Amen.